Ons is tans besig met 'n reeks rondom die tema die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Ons het begin verlede Sondagoggend met die Heilige Gees in die hele Bybel en in jou hele lewe, wat hoofsaaklik handel oor die persoon van die Heilige Gees. Vir die res van die reeks, naamlik vir 7 weke lank, gaan ons dan kyk na die werking van die Heilige Gees rondom 7 waarhede. Die vorige Sondag het ons gekyk na die Heilige Gees oortuig en vanoggend dan die Heilige Gees bekeer. Ons skrifgedeelte is Johannes 3 vers 1 tot 21. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is." Nikodemus vra hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. So ons tema vir oggend dan, die Heilige Gees bekeer. Nou die klassieke gedeelte rondom bekering volgens my, vind ons hier in Johannes 3. Hier waar Jesus met Nikodemus, die Fariseer en die regeerder van die Jode praat. Vers 1. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort
en was 'n lid van die Joodse Raad. Anders as baie ander van die Fariseërs waarvan ons lees in die evangelies, lyk Nikodemus na 'n eerlike soeker. Wel 'n bietjie lafhartig, maar hy blyk nie vyhandig teenoor Jesus te wees nie. Om die waarheid te sê, hy tref my as 'n ernstige godsdienstige man wat regtig geïnteresseerd is om van Jesus te leer. Daar is net een massiewe probleem met Nikodemus. Hy is nie van bo gebore nie. Hy merk op dat Jesus 'n leermeester moet wees, wat van God afkom en dat hy wonders kan doen. Vers 2. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Maar nou is dit nie genoeg nie. Jesus sê inderwaarheid vir hom, ek gee nie om dat jy die wonderwerke met jou oë gesien het nie. Ek wil hê dat jy die wonderbaarlike in jou hart moet beleef. Nikodemus, net soos die res van ons, moet weer gebore word. Of om dit anders te stel, ons moet deur water en gees gebore word. Vers 5. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Nikodemus moes bekend gewees het met die term wat Jesus hier gebruik en wat hom so nuuskierig gemaak het. Jesus dink onomwonde aan Esegiel 36 en in besonder aan die verwysing na water en gees in vers 25 en 27. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorsaam en nakom. In Esegiel se profesie verwys water na reiniging en die inwoning van die Heilige Gees na 'n nuwe hart. Vers 25 en 26. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Daarom besef ons, Jesus praat nie hier in Johannes 3 oor die doop nie, maar die bo-natuurlike werk wat die vlekke van sonde verwyder en ons harte nuut maak. Dit is wat die Bybel bedoel met 'n nuwe geboorte, bekering, herlewing, om weer gebore te word. Bekering word in ons bewerkstellig deur die Heilige Gees. Titus 3 vers 5 noem dit die wedergeboorte en die afwas van ons sonde. Titus 3:5, hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Net soos wat die wind, die pneuma, waai waar hy wil, so is dit met elkeen wat deur die Gees, die pneuma, gebore is. Johannes 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid,
maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Die Heilige Gees moet ons hart indring en ons wakker maak vir die afskuwelikheid van sonde, die waarheid van God se woord en die kosbaarheid van Christus. Kom ek herhaal dit net weer. Die Heilige Gees moet ons harte indring en ons wakker maak vir die afskuwelikheid van sonde, die waarheid van God se woord en die kosbaarheid van Christus. Jesus kon dit nie duideliker gestel het nie, dat daar geen Christelike lewe sonder die bekeringswerk van die Heilige Gees moontlik is nie. Die Heilige Gees help ons om te verstaan en die geestelike dinge van God te aanvaar. 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 14. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. So die Heilige Gees help ons om te verstaan en die geestelike dinge te aanvaar. Verder, die Heilige Gees skenk aan ons bekering, inkeer, wat tot lewe lei. Handelinge 11 vers 18. Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring, om aan hulle die nuwe lewe te gee. So, die Heilige Gees help ons om te verstaan, die geestelike dinge te kan aanvaar, en hy help ons om tot bekering te kom, tot inkeer te kom. En dan verder, die Heilige Gees stort God se liefde in ons harte uit. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En dan verder, die Heilige Gees help ons dan om te glo in God se beloftes. Hulle beloftes in Johannes 1 vers 12 tot 13. Aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Johannes 6 vers 65 sê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. En hoe kom die uitverkorenes dan na God toe? Johannes 6:63. Dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. So kom ons tot geloof in die Seun, deur die Vader se bepaling, deur die Gees se werking. Geloof op sigself is 'n geskenk. Dit is 'n gawe wat met die bekering kom wanneer ons weer gebore word deur die Gees se werking, deur die woord van God. Petrus 1 vers 23 en tot 25. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Die lewendige en die ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor
en die blom val af. Maar die woord van die Here, dit bly vir ewig, en hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig word. Ek wil graag net so 'n kort insetseltjie vir julle speel, en ek hoop dat julle dit sal kan luister en kan hoor. Ek sien dat die jong mamas en selfs die papas glimlag, want dit is die geluid van 'n nuwe babietjie se hartklop, so 'n paar weke na die bevrugting, en wanneer die eerste sonar gewoonlik geneem word van hierdie klein babietjie, kan 'n mens hierdie wonderlike nuwe lewensklop, hierdie hartkloppie hoor in die binneste van hierdie ou babietjie. En wat 'n ongelooflike genade van God, dat ons bekeerd kan wees, dat hy ons weer gebore laat word, en dat hy daardie geestelike gebeurtenis koppel aan iets wat vir ons so bekend is as 'n gewone geboorte. Ja, dit is die Heilige Gees wat ons tot bekering bring. Romeine 8 vers 30 sê dit is God wat ons aanvanklik uitverkies. Dit is hy wat vir ons roep. Dit is hy wat vir ons tot bekering bring. Dit is hy wat ons regverdig verklaar, wat ons heilig maak en ons op die ou end ook verheerlik. Moet dus nooit sê jy het jouself bekeer nie. Dit was die Gees se werk. Moet ook nooit dink jy kan iemand anders tot bekering bring nie. Dit is ook die Gees se werk. Wat jy wel kan doen ten opsigte van iemand se bekering, is om vir so 'n persoon te bid, om met hom of haar die woord van God te deel en hulle op te roep tot bekering. Dit is sekerlik die grootste ding wat jy vir enige iemand kan doen. Want sonder bekering leef iemand nou tot oneer van God 'n nuttelose lewe. En gaan die persoon die ewigheid in die hel deurbring, weg van die aangesig van God. Bekering kom wanneer ons weer gebore word, deur die Gees se werking, deur die woord van God, soos ons reeds gelees het in 1 Petrus 1 vers 23 tot 25. Is jy deur God se genadige werking van sy Gees weergebore? Is jy deur God se genadige werking van sy Gees weergebore? Of is vanoggend dalk jou geboortedatum, jou geestelike geboortedatum? God het met jou hierdie gesprek vanoggend deur sy woord en deur sy Gees, sodat jy verstaan hoe verskriklik jou sonde is, hoe hopeloos verlore jy is, hoe lief God jou het, en dat Jesus jou redder wil wees, en dat hy jou die reg gee om 'n kind van God te word, deur die wedergeboorte, as jy in hom glo. En dan gee God die Vader jou vir Jesus, en hy skenk jou die nuwe lewe. Jy word weergebore. Jy word vanoggend sy kind, en die Gees help jou om dit te aanvaar. En jy hoor hierdie nuwe hartklop van God in jou bors. En jy kan net sê, dankie Vader, ek aanvaar dit. En jy hoef nooit weer daaroor te twyfel nie.
Soos verlede Sondag besef ons dan ook dat bekering is die werk van die drie-enige God in ons lewens, want nadat die Heilige Gees ons tot bekering gebring het, hoor watter versekering gee Jesus vir ons in Johannes 10 vers 28. Ek gee hulle die ewige lewe. Hoor dat, wie sê dit? Dis Jesus wat dit sê. Nadat die Heilige Gees ons tot bekering gebring het, dan sê hy, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En dan gaan hy verder, hy sê, die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Hierdie wedergeboorte is die werking van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en as hulle dit gegee het, kan niemand jou ooit uit hulle hand ruk nie. Niemand kan hierdie nuwe lewe uit jou borskas wegneem nie. En ja, natuurlik is daar die probleem dat ons baie maal as gelowiges wat tot bekering gekom het, na ons wedergeboorte weer sondig. Want ons is nie sondeloos nadat ons tot bekering gekom het nie. En dan as ons hierdie sonde doen, dan wil die duiwel vir ons laat twyfel of ons regtig aan God behoort en of ons regtig weergebore is. Maar ons kan sekerheid hê dat ons aan God behoort. Daar's net een oomblik in ons lewe wat ons oorgaan van die duisternis na die lig, van verlore wees na gered word. En daarna, wanneer ons val in sonde, sal dit vir ons ontstel en sal dit vir ons sleg laat voel. Maar dit neem nie ons redding weg nie. Dit het meer te doen met ons heiligmaking, dat ons besef ons leef nie soos wat God van ons vra nie, en dat ons so sleg daaroor voel en die saak weer met die Here wil uitklaar deur te sê ons is jammer en ons voor te neem om nie te sondig nie. Die Heidelbergse Katekisme sê dit ook so mooi, hy sê ware bekering van die mens bestaan uit twee dele. Die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. En dis 'n proses in 'n mens se lewe, want die afsterwe van die ou mens beteken dat jy elke keer wat jy sondig 'n hartlike berou het oor jou sonde en dat jy die sonde al meer en meer haat. En die opstanding van die nuwe mens in jou is elke keer nadat jy weer gesê dat jy jammer is, dat jy daardie hartlike vreugde en daai lus en daai liefde het om te leef volgens die wil van God en tot sy eer. Maar ons hoef nooit te twyfel aan ons saligheid as ons weergebore is nie. Daarom skryf die Here vir ons hier in 1 Johannes 5 vers 12 en 13 die wonderlike woorde, en dit is wat my persoonlik geloofsekerheid gegee het. Ek het ongeveer in standaard 6 by die punt gekom dat wedergeboorte in my lewe plaasgevind het. Maar die absolute geloofsekerheid daarna het eers op die eerste jaar op universiteit gekom, nadat ek na 'n reeks dienste geluister het en die dominee hierdie teks voorgehou het. In 1 Johannes 5 vers 12 en 13 waar hy gesê het, wie die Seun het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle, nie sodat julle moet wonder nie. Hierdie brief skrywe ek aan julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Ons kan en ons moet seker wees van ons wedergeboorte. En die drie-enige God bewerk daardie wedergeboorte
daardie bekering in elkeen van ons wat glo in Jesus se lewe. En ons kan seker wees dat ons nooit weer verlore gaan nie. Amen.